Christus. Maak ons harte stil en versterk ons geloof, waar ons ook nou u reddende teenwoordigheid en u woord mag beleef. Weet ons, u lei ons. Heilige Gees, dankie dat u vir ons voorgaan in ons harte. Dankie dat u die een is wat dit alles begin en eindig in ons wese. As ons nou u woord gaan oopbreek, dan weet ons dit is net u wat dit vir ons kan kom verduidelik. Seën ons ook nou met u woord in u naam. Amen. Geliefdes, kom ons maak ons Bybels oop by Romeine 10. Romeine 10, selfde teks as wat ons vanoggend gelees het. Ons gaan lees vanaf vers 5 tot 15. Romeine 10 vanaf vers 5 tot 15, die opskrif is daar, die verlossing is vir elkeen wat glo. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar, van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood toe terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Ek wil net daarby sê, daar praat hy natuurlik oor die eindtyd. Nee? Daardie vers het veral te doen met, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie, in die hiernamaals ook. Niemand nie, sê hy in vers 12. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep, as jy nie in hom glo nie? Hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring. Net tot sover. Kom ons sing in aanbidding sittend die volgende lied. Ek roep U naam, ek wil graag sing. Ek wil hê ons moet 'n vinnige oefeningkie doen voor ons begin. Ek wil hê u moet nou vir my wys deur net sommer 'n uitdrukking op die gesig of deur die kop te skud of so. Ons gaan so 'n bietjie 'n klein toetsie doen van wat in ons harte aangaan. Romeine 10 vers 9 wat ons nou gelees het uit die direkte vertaling sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. En hierdie teks, soos ons gelees het van vers 5 tot 15, wil ook vir ons wys dat wat in ons harte aangaan, bepaal eintlik ook baie wat in ons lewe aangaan. En daarom wil ek nou so 'n bietjie 'n oefeningkie doen, laat ons gou vinnig hoor. Ek gaan 'n paar vragies vra, en dan kan u uit die gesigsuitdrukking saamstem of nie saamstem nie, en dis sommer net 'n paar persoonlike goedjies, so daar's nie 'n regte en 'n verkeerde antwoord nie, net soos jy wil. Goed, wie hou van roomys? Baie mooi. Wie hou nie van roomys nie? Daar's nie so iemand, daai persoon moet nog gebore word. Debbie hou nie van roomys nie. Toe maar, jy's spesiaal, ons sal bid vir jou, dis reg. Moenie worry nie. Nee, ek grap sommer. Okay, wie hou van broccoli? En sy hou weer van broccoli. Okay, julle sien, so verskil ons, nê? Goed, wie hou van pizza? Daar sê, mooi. Wie hou van werk? Mooi, ek hou ook van my werk, is reg so, goed.
Wie hou van rugby kyk? Asai, mooi. Wie hou nie van die bulle nie? Sy, ja, gaan ons, asai. Jy sien julle ewe skielik toe ons oor rugby praat, nê? Boom, daar gaan dit. Daar is ons almal sommer nou ewe skielik opgeruimd en vrolik. Okay. Wie hou van reën in die winter? Yes, ek nê. Dis amazing. Want hoekom, wat doen ons dan? Ons slaap, nê? Daar sê. En wat doen ons nog? Wat eet ons? Ons eet pannekoek, nê? Daar sê. Wat het julle nou gesê? Sop. Okay, sorry. Lyk my net in die Vrystaat eet ons pannekoek as dit reën. Okay, want dit reën so min. Grap net. Dit is net 'n grappie. Okay, so het jy nou gesien toe ek het 'n klomp paar vragies gevra en almal was nog heel rustig en so. Maar die oomblik toe ek vra wie hou nie van die bulle nie, toe is almal ewe skielik soos, "Woe," toe begin almal lag en so. Want hierdie oefening is 'n voorbeeld dat dit wat in jou hart aangaan is eintlik wat in jou lewe ook aangaan. So as iets jou hart raak, dan raak dit jou. As jy trots is op iets, dan vat dit aan jou. Dan prikkel dit 'n hartsnaar, nê? Soos byvoorbeeld nou met ons kinders, nê? Just. Ek kan ook nou dit vandag sê, nê? Mooi, vir die eerste keer kan ek dit nou hierdie Sondag sê. Of as ons trots is, as ons trots kweek, nê? En jy sal ook sien hoe interessant dit ook al is met die mens, dat as iets in jou hart ingekruip het, as iets vir jou iets begin beteken het, en dit verander, dan is dit vir jou baie hartseer. Dis en daar kom die woord ook hartseer, nê? Kom ek vra gou wie van u was in 'n koshuis op universiteit gewees? Wys gou vir my met julle hande, nê? En ek praat nou van soos proper koshuis, nie soos hoe dit vandag lyk nie, nê? Ek praat nie van dat jy nie mag insout nie en dat almal na hulle mammies toe hardloop en ek gaan jou dag vaar en daai goed. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van soos oordentlike koshuistye met tradisies en koshuis rugby en al daai goeders. Ons het nie so baie daarvan ervaar soos wat u daarvan ervaar het nie. Alhoewel ek was nog bevoorreg genoeg geweest om in my eerste 3 jaar het ons nog eintlik kampus gesien soos wat ons hom wou gesien het, wil ek amper sê. En daardeur sê ek niks vreemd of dis nie enigiets wat ek nou propageer hierso nie. Dis net dat as dinge verander waarvoor ons 'n hart gekry het, dan is dit vir ons hartseer, nie waar nie. Wie van julle het dit al ervaar? As jy terug gaan soontoe, dan dink jy, joh, dit was diep in my hart gewees hierdie. Ek het lief geraak vir dit. En dit is dalk nie meer so nie. Ek kan ook met van die mans praat dalk oor die weermag, nê? As jy aan die weermag sou dink. Sulke goed wat regtig in jou hart inkruip en waarvoor jy trots gekweek het. Ek wil gou by u hoor, wie van u kan onthou laas jaar het ek een aand ook gepreek, of dit was 'n oggend, ek kan nie eens onthou nie, maar het ons gepreek oor dat ons trots moes wees om gelowige kinders van die Here moet wees, en dat ons trots moet wees op ons kerk, en dat ons trots moet wees om te sê, maar ek is hier in Volkwil Noord, en ek is trots om 'n lidmaat van die kerk te wees, of 'n lidmaat van enige kerk wat dit aanbetref, maar ek het trots in my hart, en dat ek nie hoef skaam te wees daaroor nie. Want uit daai preek uit het ek ook vir u gewys, dat die oomblik wat jy trots kweek in iemand, dan sal hulle alles daarvoor gee. Het jy al agtergekom, as jy lief raak vir iets, en dit kruip in jou hart in, dan raak mens lief daarvoor. En dan sal jy die ekstra myl loop, om dit te laat gebeur. Jy sal die ekstra myl loop vir dit, want jy gee om daarvoor, en jy is lief daarvoor, en daarom sal ek my alles gee, want ek is trots op die plek. Ek het bijvoorbeeld met die jong mense ook al baie gepraat oor, hoekom kweek ons trots in skole? Hoekom doen ons dit? Wie kan vir my sê? Hoekom sê ons vir iemand, jy moet trots wees om in die skool te wees waar jy is? Samehorigheid, dat is hy. Dit bring mense by mekaar, nê? Dit gee vir mense 'n gevoel van, hier kan ek behoort. Hierdie is my plek, en ek het 'n plek hierso. En enige mense in die wêreld, maak saak van watter taal, ras, nasie, watter land jy in bly nie, enige iemand, soos die Engelsman sal sê, wants to belong. Almal in die wêreld, die mense is net so aan mekaar gesit. Jy wil ergens behoort. Nou goed, hierso sien ons uit die teks uit baie duidelik, dat jy sal sien daarso dat die belydenis van ons geloof is gelyk aan 2 kante van dieselfde munt. Jy kan nie sê dat ek in my hart glo, maar dat ek nie met my mond bely nie. Dis 2 kante van dieselfde munt. Dis nie hoe Christendom werk nie. Ons kan nie daai 2 goed van mekaar af skei nie. En dis wat Paulus hier probeer sê.
Hy sê hierso vir die gemeente in Rome, dat jy kan nie sê dat jy 'n kind van die Here is, maar dit nie bely nie. So dan is een van die twee nie reg nie. Of in jou hart, of in jou belydenis. Maar jy kan nie die een sonder die ander een hê nie. En daarso sien ons baie duidelik, dat wanneer jy geloof tot sy reg kom, is wanneer jy dit begin bely, wat jy glo. Wanneer jy geloof tot uiting begin kom, is wanneer jy begin groei. Dis wanneer jy geloof eintlik tot sy reg begin kom in jou lewe. Ek wil vir jou 'n kort verhaaltjie vertel, net so 'n bietjie van die voetstappe van die een wat die goeie boodskap bring. Edward Kimball was 'n assistent in 'n skoenwinkel in Chicago. Hy was ook 'n sonndagskoolonderwyser gewees. En hy het ure van sy vrye tyd spandeer aan die straatkinders in Chicago se middestad, om te soek die van hulle van wie hy van Jesus kan leer. Deur sy getuienis het 'n jong seentjie, D.L. Moody, in 1855 tot geloof in Christus gekom. Moody het 'n bekende prediker geword. In 1879 kom F.B. Meyer deur Moody se getuienis tot geloof in die Here. Meyer het 'n prediker geword en J.W. Chapman na die Here toe gelei. Chapman het 'n prediker geword en die boodskap van Christus aan 'n basketbalspeler Billy Sunday gebring. Billy Sunday het herlewingsdienste in Charlotte, North Carolina gehou, wat soveel impak gehad het, dat die evangelis Mordechai Ham genooi is om in Charlotte te kom preek. Onder Ham se prediking het 'n tienerseun, Billy Graham, sy lewe vir die Here gegee. En Graham het die goeie nuus met passie wêreldwyd gedeel. En dit alles het begin met een man wat aan die strate toe uitgereik het en een tienerseun in 'n skoenwinkel vertel het dat die Here hom liefhet. En dit laat 'n mens dink aan Paulus se woorde in vers 14 en 15. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. En nou wil ek vir julle vra, wie bewerk geloof? Wie dink u bewerk geloof in 'n mens se hart? Die Here, nee, of die Heilige Gees? Dink u dat die Heilige Gees werk al in iemand se harte nog voor hulle tot geloof gekom het? Dink jy so? OK, ek dink ook so. So ons dink dat die Heilige Gees berei iemand se hart voor vir dit wat hy in hom gaan doen. Met ander woorde, dat Paulus wys vir ons ook in die Romeinebrief, dat geen mens kan homself red nie. Nie net redding vir die hiernamaals nie, maar ook geen mens kan homself tot geloof bring nie. Al wie hom tot geloof kan bring is die Here self. Met ander woorde, die Here trek iemand nader na hom toe, en dan kry die persoon 'n keuse, en dan maak die persoon 'n keuse, maar die Here glo ons het in daai persoon se hart gewerk, nog voordat daai persoon daai keuse gemaak het. Ons glo dit met die Heilige Gees, nie? En dan kom ons agter dat verlossing beteken dat God mense in die regte verhouding met hom bring, sodat ons in God se volheid kan deel. Ons weet dat verlossing beteken dat die Here jou in die regte verhouding met hom bring. So hy kom sê vir jou, dis wie ek wil hê jy moet wees, dis hoe ek wil hê jy moet lewe. Ek wil hê ons moet die verhouding wat deur sonde tussen ons gebreek is, wil ek kom herstel. En dis wat hy kom doen as hy ons kom verlos. Daai oomblik wat hy ons kom verlos, gebeur dit dan. En daarom sê ons vir mekaar dat die teenwoordigheid en die liefde van God kom in die mens se ervaringswêreld in. Deur gelowiges wat daarvan getuig, op straat, in skoenwinkels, teenoor jonk en oud, teenoor binne en teenoor buitestanders. Wat ons vanaand vir mekaar wil sê is, as ons as 'n gemeente is wat wil uitreik en na buite gerig wil wees en 'n missionale gemeente wees, wat ek ook net wil bysê wat absoluut my hart vir die kerk is en waar my studies absoluut gaan, die graad wat ek gedoen het en die een wat voor my lê, is dat ons wil die Here in mense se ervaringswêreld inbring, daar waar hulle leef. Ons wil hê die Here, die mense moet die Here ervaar deur ons getuienis. En soos ons eerstens gesê het, ons kan nie die een sonder die ander hê nie. Jy kan nie met jou mond glo en nie met jou hart glo en nie met jou mond bely nie. En daarom weet ons ook dat ons kan nie getuig van wat die Here in ons lewe doen nie. Al is dit net so ver dat my lewenswyse 'n getuienis sal wees van wat die Here deur my wil gaan doen. En dan wil ek nou vir u vra,
ons voetstappe, is hoe klink jou voetstappe vir ander mense. Op 'n ander plek in die Bybel praat Paulus ook van die geur wat die Christene afgee. Ek het al een keer 'n preek ook daar gemaak. Watter geur gee jy af as jy in mense se teenwoordigheid kom? En dan kan ons ook dieselfde vra, hoe klink jou voetstappe? Met ander woorde, is jou lewe op 'n plek waar hy 'n volwaardige getuienis kan hê vir mense? Is jou lewe op 'n plek waar jy kan sê, my voetstappe is wonderlik vir die mense rondom my? So, ek kan met 100% sekerheid sê, dat daar's nie dinge in my lewe wat ek doen, wat my getuienis kan skade maak nie, wat my getuienis kan seer maak nie. Want dit wat ek in my hart glo, wil ek graag met my mond bely. En dit gaan ek vir u wys in 'n paar tekste, wat ons net gou vanaand op die bord gaan gooi. Die volle teks is nie daar nie, jy kan hom neerskryf en hom sommer by die huis sit in die Bybels gaan merk en daar gaan lees. Net om vir u bietjie te wys, hoe ernstig is die Here oor hierdie voetstappe en die vrug wat ons dra en wat in ons hart aangaan. En ek het dit vanaand so 'n bietjie omgedraai. Ons sien die eerste een is Matteus 7 vers 20. Dit sê vir ons duidelik, so sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. En iets wat jy in die Bybels langs hierdie Romeine teks ook kan skryf, is dat die teks wil vir ons baie duidelik sê, dat dit wat in jou hart aangaan, wys jou vrugte, en andersom. So as jou vrugte nie lyk, soos iemand wat totaal uitverkoop is aan die Here nie, dan weet ons waar ons die fout moet gaan soek. In jou diepste binneste wese, soos Johan vanoggend gesê het, jou hele lewe vertaal die Bybel met jou hart. My diepste wese, my drome, my vrese, alles wat ek is my hart. Dis wat mee in die Bybel vertaal word. Nie die orgaan nie, maar my binneste, wie ek is as mens, my karakter, my persoonlikheid, hoe ek teenoor mense optree, hoe ek mense hanteer, wie ek wil wees as mens. En daar sê dit vir ons, so sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. En daarom weet ons, dat ons kan nie vrugte dra, sonder dat daar nie aan die ander kant nie iets fout is. Hart na bely, my lewe is 'n belydenis. So hoe lyk my lewe, hoe lyk my vrugte? En ons vrugte sal ons geken word. Ons vrugte moet reg wees, soos ons harte moet reg wees. Want, en die rede hoekom ek dit sê, is ons kan dit baie makliker die Bybel uitstaaf, is Spreuke 4 vers 23, wat vir ons sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So jy sien, ek het hom vanaand net 'n bietjie omgedraai. Om van die ander kant af te redeneer, sien ons duidelik, dat my vrugte kan mense maar na kyk, en hy kom terug na my hart toe. En van my hart af, gaan dit weer uit na my vrugte toe, na my lewenswyse toe. Dit gaan uit na wat ek sê, dit gaan uit na wat ek doen, dit gaan uit na hoe ek mense hanteer. Dit gaan uit of ek werk aan my kortie meer of nie. Dit gaan werk of ek maar daai besigheidstransaksie by die werk met die geld wat onderdeur kom, maar gaan aanvaar of nie. Dis wat in my hart aangaan. En daar sien ons, as jy 'n Christus hart het, sal alles van binne af buitentoe reg floreer. En so kan ons dit ook omdraai en sê, maar as dinge van buite af nie reg lyk nie, dan kan ons dit terugwerk na ons harte toe. En dan moet ons sê, maar dalk moet ek in 2017 bietjie vir die Here vra om my hart te kom werk, want ek weet dis waar dit alles gebeur. Nog 'n manier hoe ek dit vir kan verduidelik is in Matteus 12, vers 33 tot 37. As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, hoe baie het ons maas nie dit vir ons gesê toe ons klein was nie, né? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En hulle het nie uit hulle duim uit gesuig, dit staan in die Bybel. Dit staan daar in Matteus 12. En dit sê vir ons duidelik, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Gaan dit ook uit herhaal? Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle. Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van julle eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. En ek wou net daai stukkie vir julle uitgelig het van, hier sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat as jy net na iemand se lewenswyse kyk, dan kan jy ook sien of hulle hart reg is of nie. En ons kry dit nog steeds so baie in sekere redenasies wat mense vandag voer, oor sekere goed wat in ons land aangaan,
oor sekere klasse mense, oor die gemarginaliseerdes, oor die uitgewerpte mense, die mense wat die minderheid in ons land is. Ons sien nog so baie, dat mense se harte nie altyd reg is teenoor hulle nie. En hoe weet ons dit? Deur dit wat hulle sê, deur hoe hulle daaroor redeneer. En dit wat hulle sê, soos Matteus 12, vers 33 tot 37 ons sê, dit kom uit in wat eintlik in hulle hart aangaan. Want waar die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Die volgende teks kan ons ook sê. Matteus 6 vers 21 sê vir ons, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dis waarmee ek wil afsluit vanaand, deur vir u te sê, dis baie eenvoudig uit die woord uit. Dit wat vir jou die hoogste prioriteit is waar jou hart lê. As jou topprioriteit in die lewe is om geld te maak, gaan jou prioriteite by jou werk lê, en dis waar jou hart is. As dit iets is, soos om materialistiese dinge na te jaag, en dis vir jou belangrik, is dit waar jou hart is. As daar enigiets is, wat jy jou topprioriteit op sal spits, is dit waar jou hart lê. Dis wat die Bybel vir ons sê. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En daarom sê die Bybel vir ons op so baie plekke, moenie hierdie aardse goed aanhang nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, wat nie kan roes nie, wat nie gesteel kan word nie. Maak skatte by die hemel, in die hemel bymekaar, wat vir jou ewigheidswaarde gaan gee. Nie wat op aarde aangaan nie. Dis nie waar jou hart moet wees nie. Wat die teks eintlik vir ons sê is, waar jou hart moet wees, is by God. Ek het laas jaar by die jeugweek by die hoërskool, wat ons elke oggend van 7:30 tot 8:30, van maandag tot vrydag so sessie het met hulle, was ons tema Game of Thrones gewees. En ek het met hulle gevra, wie sit op die troon van jou hart? Wie sit op die troon van jou lewe? En ons het 4 verhoudings met mekaar deurgetrap, die verhouding met jouself, verhouding met jou naaste, jou verhouding met God en jou verhouding met die natuur. En ek het vir hulle gevra, as enigeen van daai goed belangriker vir jou is jou verhouding met die Here, dan sit daai ding op die troon van jou lewe. Dan is dit wat in jou hart aangaan. Byvoorbeeld dwelms, drank, my meisie, fisiese verhouding daarmee. As dit vir jou topprioriteit is dit wat op die troon van jou lewe sit. En ek dink die Game of Thrones ding kan ons nogals deurtrek, wie sit op die troon van my lewe? Wat is my topprioriteit? Waar is my skat? Want dis waar my hart is. En in 2017 gaan ons vir mekaar elke keer sê, dat ons is gestuurdes. Elkeen is 'n gestuurde. Jy is 'n gestuurde, ek is 'n gestuurde. Hierdie vers 15 wat ons so baie maklik misinterpreteer, daardie voetstappe van een wat die goeie boodskap bring, is nie net die dominee nie. In daai tyd het hulle nie dominees gehad nie. Toe daai teks geskryf is, het hulle net die apostels gehad wat die woord verkondig het. Daai goeie boodskap wat die goeie boodskap wat gebring word, die mooi voetstappe, is jou voetstappe en dis my voetstappe. Want my lewe is 'n getuienis en my woorde is 'n getuienis, want my hart is reg. En daarom weet ons dat as ek 'n gestuurde is, dan is my voetstappe moet ook mooi klink vir mense. My vrugte en my belydenis moet van so 'n aard wees dat ek sy woord kan verkondig waar ek kom en nie my getuienis skade maak nie. Ek kan nie aan die een kant lelik praat en te kere gaan en mense in 'n winkel vloek wat te lank vat om my inkopies op te lei en die volgende oomblik as ek by die deur uitstap, dan wil ek mense vertel van die Here nie. Dit maak my getuienis skade. En my voetstappe moet so wees dat al verontreg iemand my en al was iemand met my ongeskik en al kry ek nie die kliëntediens wat ek voel ek verdien nie. Jou getuienis en jou lewenswyse moet nog steeds van so 'n aard wees dat jy op enige oomblik daar kan uitstap en kan sê, maar ek is 'n kind van die Here en hy sit op die troon van my lewe. My hart behoort aan die Here en nie aan enigiets op hierdie aarde nie. Ek sal totaal en al uitverkoop aan hom. En dit is wat 'n getuienis beteken. Dit is om te kan bely met jou mond wat jou hart glo. Ons tema was gewees, hoe lyk 'n Christus hart? Ek dink 'n Christus hart lyk soos Christus se hart. En daarom kan ons maar in die evangelies gaan rondkrap, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en daar gaan kyk, wat was Christus se hart gewees teenoor hierdie mense? Wat sou Christus in hierdie situasie gedoen het, en hoe sou hy hierdie persoon hanteer het? Christus hart is soos Christus se hart. Dat ek sal sê, maar ek wil die hart hê wat Christus het. My gesindheid wil ek hê moet dieselfde wees as wat Christus sin was. Want ek is een van sy kinders. Ek is 'n volgeling van hom
en ek wil hom naboots in alles wat ek doen. Mag ons in 2017 elkeen 'n gestuurde wees, en mag ons Christus se hart in elkeen van ons harte kry. Amen. Here, dankie dat ons dit uit die woord uit kan leer. Dankie dat U vir ons wys dat U woord is belydenis en dit is hart. Here, dankie dat ons weet dit wat ons met ons mond bely is wat ons in ons harte glo. Daarom weet ons elkeen van ons is ook 'n gestuurde. Elkeen van ons moet ook goeie voetstappe vir mense wees, mooi voetstappe. Dit moet vir hulle 'n goeie geur wees as ons by hulle is, Here. Ons weet U kan dit in ons lewe kom verander. En dankie vir elke kind van U wat vanaand hier is, vir wie dit alreeds so is. Wie se lewe alreeds 'n getuienis is. Dankie Here dat ons saam as geloofsgemeenskap dit vir U kan vra vanaand. Dat ons kan bid vir elkeen in ons gemeente, die kerk wat vanoggend so vol was en dat U ons so seën. Dat elkeen van daardie kinders van U vanoggend 'n boodskap van U af ontvang het en dat hulle U teenwoordigheid kon ervaar. Want Here, dis U teenwoordigheid wat dinge kom verander, nie 'n erediens of die dominee of mense nie, maar U verander dinge. Daarom wil ons nou vra dat U ook ons harte sal kom verander, dat ons sal kan besef. Ons kan dit nie net glo sonder om dit te bely. En ons wil dit graag bely deur ons lewenswyse en dit te gaan getuig daar waar ons kom. Here, dankie vir U groot liefde en U genade. Ons is totaal afhanklik en ons kan nie sonder U nie. En dankie dat U teenwoordigheid ons bybly elke dag en laat ons nooit alleen is nie. Amen.